Goeiemiddag, ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jehovah in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Nou ja, ek ontvang hierdie pragtige foto van iemand af wat van die Bybelgenootskap afkom, want as jy links onder kyk, dan sien jy hulle embleem daar, met al hierdie vrymesselaars wat so uitgetof daar staan met hulle pakke klere aan, wat so opgewonde is oor die 1933 Bybel, wat op 19 Mei 1933, 29 Mei 1933 dan vrygestel is. Het is baie belangrik dat u moet kyk na die regterkant van die foto. Maak die foto groter, kyk op die regterkant, dan sien jy dat die tweede persoon wat daar staan, is 'n Katoliek. Kyk sy boortjie, en verder af op sy bors hang die vrymesselaar kruis. So, wat soek 'n Katoliek by 'n boere Suid-Afrikaanse, wat eintlik 'n boere Suid-Afrikaanse geleentheid is. Dis mos 'n Afrikaanse Bybel. Dis 'n groot geleentheid vir die klomp vrymesselaars, want nou het ons as Afrikaners ons eie Bybel. Wat 'n wonderlike geleentheid. Meantime weet die mense nie, dis 'n klomp vrymesselaars nie, né? Hulle het gedink Tosius en sy gevolg was almal die heiligstes van die heiligstes. Want hulle het van God gehoor, regtig. Nee, hulle kon net lees, hulle het sommer net vertaal uit die 1611 King James Bybel uit. Want dis amper 'n woord vir woord vertaling. Nou wil ek net iets anders verduidelik. Nou kom die Bybelgenootskap, hulle maak dit asof dit so 'n verskriklike geleentheid is, dat dit nou vandag die 1933 Afrikaanse Bybelgenootskap, die 1933 Afrikaanse Bybel se verjaarsdag is. Nou wil ek vir die Bybelgenootskap vra, as julle nou so excited is oor die geleentheid, hoekom druk julle dan nie 1 miljoen of 2 miljoen van hierdie Bybels, 1933 Bybels, moet hulle nie uitgee nie, sit hulle in koemboekwinkels, dan kan almal dit mos nou gaan koop wat dit wil hê. Dis mos nou 'n mooi verjaarsdag geskenk om vir iemand te gee. Maar julle sal nie, want julle is 'n klomp twee gesigte. Vrymesselaars, vandag nog steeds. Dominee Gerrie Christinger en almal wat saam met hom is, hy's alright, hy nou geretire, maar dit maak nie saak nie. Nou wil ek net sê, asseblief, moenie sulke geleentheid gebruik om julle self te promote nie. Want julle wil nie die 33 Bybel hê nie, maar julle die 83 Bybel gaan vertaal, met 9000 skriftuurlike veranderings tussen die 33, die Bybel, wat julle so excited is oor sy verjaarsdag. En natuurlik die 83 Bybel, Afrikaanse Bybel. 9000 skriftuurlike veranderings en 18 totale versbygelatings, wat hulle net in die ligheid, in die nuutheid verdwyn het. Hoekom promoveer julle nou die 33 Afrikaanse Bybel? Julle moet mos excited wees wanneer dit die 83ste is. Jy sien julle is 'n klomp twee gesigte, man, dis wat dit is. En dis hoekom ek 'n aksie met die Bybelgenootskap het van 1982 af, en ook in 2012, die 2016 Bybel so uitgekom het, wat eers in 2020 uitgekom het. Maar ek wil sê, hulle mag nie die 33 Bybel promoveer nie, hulle mag hom nie druk nie, want hulle staan onder hulle boeties, die Rooms-Katolieke Kerk. Jy sien, dis hulle superieurs, dis hulle base, die paus en sy gesag daarbo. Nou wat doen hulle? Hulle funksioneer onder die Roman Catholic Bible Society. Dis natuurlik ons eie United Bible Society, die Suid-Afrikaanse Bybelgenootskap. Hulle funksioneer onder die Roman Catholic Bible Federation. En weet jy wat die Roman Bible Federation sê? Julle mag net die Westcott-Hort se 1881 teks gebruik met sy korrupte kodekses, Codex Sinaiticus, Codex Leningradius,
Codex Viniaticus, Codex Alexandrinus, Codex Sinaiticus. Julle mag net die codexes, want codex beteken korrup gemaak en vertaal. Julle mag net dit gebruik. Die oomblik as julle die oorspronklike Byzantynse teks, of ten minste die 1522, dis 'n Redes Erasmus teks gebruik, dan sit julle almal sonder 'n joppie. Dan nie een van julle 'n salaris die einde van die maand nie, want dit gaan net oor geld. Dan gebruik julle hierdie geleentheid en julle dink almal in Suid-Afrika is stupid. Gelukkig is party van ons half wakker, né? En ons weet wat aangaan rondom julle klomp vrymesselaars. So moenie die geleenthede gebruik. Ek wil vir die Bybelgenootskap van Suid-Afrika sê, moenie die geleenthede gebruik soos hierdie verjaarsdag van die 1933 Afrikaanse Bybel, asof dit iets wonderlik is wat julle voor omgee. Julle gee boggerol om vir dit, man. Niks. Sorry, plain Afrikaans. Gee dit vir jou in plain Afrikaans. Julle gee 'n boggerol om vir dit nie. Dis hoekom julle al hierdie ander vertalings het, veral die 2020 vertaling, wat julle 3 verskillende tipe Bybels gaan druk het, net om almal te probeer tevrede stel. Julle het 'n 2020 Bybel gaan druk met hoofletters, omdat ons gekla het oor die, en jy het ons na verwys as die beswaardes. Julle gaan 'n Bybel druk met hoofletters, want die messiaanse profesie in Jesaja 9 vers 5 wat sê, want 'n kind is vir ons gebore en 'n seun is ons gegee en die heerskappy is op sy skouers en hy word genoem. Nou die volgende is als hoofletters in die 33 Bybel. Wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevorste. Gebruik nou maar die terminologie soos in die 33 Bybel. Dis hoofletters. Toe wil julle dit alles verander na klein lettertjies, want in die messiaanse profesie en ook elders in die messiaanse profesie en met die druk wat ek op julle gesit het, met 3,5 miljoen mense wat my petisie geteken het op internet. Toe kom sê julle en julle gaan ook 'n klein lettertjie Bybel uitbring vir die mense wat dit wil hê. En dan sal julle 'n klein lettertjie Bybel uitbring wat julle dan ook die apokriewe boeke in sal bring. Die boeke wat in die Katolieke Bybels was, wat julle uitgehaal het toe die protestantisme tot stand gekom het in die 16de eeu. Toe haal hulle die apokriewe boeke uit die nuwe protestante Bybel en hulle bring die boek Openbaring in, want die boek Openbaring was nooit in die Katolieke se Bybel te vind nie. So wat maak julle? Julle bring dan nou, wil julle toe nou kom met in die 2016 Bybel met die klein lettertjies in die messiaanse profesie. Toe het ek vir Dominee Gary Christinger en sy gevolg gevra, sê vir my, as julle die naam Jesus Christus met klein lettertjies dan skryf, daai tyd, want ek was nog nie in die geopenbaarde name nie, sê vir my, sal julle die naam Satan, wat in alle Bybels met 'n hoofletter S geskryf is, sal julle ook daai woord Satan met 'n klein lettertjie skryf? Toe het hulle my tot vandag toe nie geantwoord nie. Toe stuur ek 'n e-pos vir Dominee Gary Christinger. Toe sê ek, julle sal dit nie verander na 'n klein lettertjie Satan met 'n klein letter nie, want hy is julle Vader, hy is julle vrymesselaars se Vader, want julle is geaffilieer onder die Rooms-Katolieke Kerk, en die Rooms-Katolieke Kerk is totaal okkulties en hulle funksioneer weer oorspronklik onder die Egiptiese tekens en goed. So op die einde van die dag, moenie kom maak asof dit nou 'n verskriklike wonderlike dag is, omdat dit die verjaarsdag van die 1933 Afrikaanse Bybel is nie. Julle gee niks om nie. Julle gebruik hierdie verjaarsdag as propaganda. Dis al wat julle doen. Vir die oningeligte mense stuur julle nou hierdie tipe boodskapies rond, dat die mense moet tevrede voel. Ons het 'n wonderlike Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Julle is 'n klomp verouderde vrymesselaars, man. Op die einde van die dag wil julle nie die waarheid weet nie. Maar eendag gaan julle voor die troon staan en julle gaan rekenskap gee. En weet jy wat, ek wil julle vroegtydig waarsku, daar word 'n hel voorberei, want die Bybel sê vir my, as jy veroorsaak dat die geringste van my kinders struikel, is vir jou beter om 'n meelsteen om jou nek te bind en in die see te spring. Nou ja, en vir hierdie rede het ek ook die Afrikaanse legkaart studiegids Bybels begin vertaal uit 5 Engelse Bybels. Ek wil vir u sê, as jy dit nog nie gekry het nie, kontak my. My nommer is 0722 367 124. Dit gaan omtrent 7 boeke wees, A4 boeke, groot boeke, by 500 bladsye dik. Ons is nou besig met die 3de een, hy behoort so by die 15de van volgende maand uit te kom, die 3de een. Dan
waar die oorspronklike weglatings wat weggelaat is uit die 33 of uit die 83 Bybel uit, die verse en die woordveranderings wat ek terugbring daarso. So kry dit vir u. En weet jy wat, dis geskryf in die bo-natuurlike geopenbaarde name. Die inleiding voor van 55 bladsye verduidelik presies hoekom glo ons in die bo-natuurlike geopenbaarde name met al die verwysings waar dit vandaan kom. So ek wil vir die Bybelgenootskap sê, julle moet vir julle 'n koek koop en dan sny julle hom, maar dit moet 'n ou een wees, dat julle almal 'n probleem kan hê met julle spysvertering, om sulke dinge te kom maak, kom agterbaks te wees, om met oningeligte mense te maak, asof julle verskriklik omgee. Ek sê weer, en ek gaan afsluit. Druk 1 miljoen of 2 miljoen 1933 Bybels. Sit hulle in koemboekwinkels of in watter boekwinkel. Gee hulle vir my. Ek sal van hulle ontslaa raak. Gee hulle vir my. Ek sal van hulle ontslaa raak. Want ek weet van miljoene mense wat onmiddellik een sal koop. Toe ek met Dominee Gerrie Christinger praat, daarso in 2013, 2014, en ek vir hom sê, ek sal die 1933 Bybel laat herleef. Toe sê ek, sit jou die volgende dag in die tronk, want daar is kopiereg op die 33 Bybel. Ja, maar ons weet ook nou 'n bietjie meer omtrent die domein en so aan, né? Maar nou ja, in die tussentyd het Jaffa gekom en het my oë kom oopmaak, Pastoor Rika se oë oopgemaak, en ons spreek hierdie bo-natuurlike geopenbaarde naam evangelie rig oor die wêreld. Sou u belangstel om meer te weet, kontak my en ek gee vir u ons webtuiste, en dan kan u alles gaan lees en luister en kyk rondom dit. Anderster, vir elke een wat na die boodskap luister, moet dit nie vir jouself hou nie, sirkuleer dit na iemand anderste, dat hulle kan sien wat gaan om ons aan. En dit is net 'n bevestiging dat ons lewe in die eindtyd. Kom ons wees waaksaam, want ons weet Jaffa gaan kom, maar gelukkig weet die bruid presies wanneer dit sal gebeur, dag en datum. As jy dit wil weet, kan jy my ook kontak, dan sê ek vir die waar jy kan gaan kyk. Seëninge, mag jy 'n wonderlike dag hê, vrede, en die naam bo elke ander naam, hoor wat ek sê, die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa, laat dit so wees, halleluja.